Kom my vrou sê, ek het sê, goeie naam, broers en susters. Bly om julle in hierdie kerk te sien vandag. Ek is regtig bly. En ons gaan nou opstaan en ons gaan ons sit. It's glory, glory. It's glory, glory. Oh, hallelujah. Sing something. Groet net die persoon langs jy en agter die. Kyk wie sing so mooi langs jou. Moet ek saam ons is voor Jackson en Joel. Hulle sê ek moet saam sing, so dan is ons voor Jackson en Joel, ons gaan er al geniet. Halleluja. Die van die wat saam met ons wil kyk, net vinnig die aankondigings, die weekses, die skedule. Vrydag aand, gaan net gou weer terug asseblief, Debbie. Ok, ons is nou by daai een na heel bo. Dinsdagoggend, die goue gerwe, almal van die wat nie werk nie, wat het kan maak om hier na toe te kom. Nooi iemand saam, kry jou ma of jou ouma, wie ook al en kom woorde by, daar is altyd goeie woord wat daarby kom. Woensdagoggend, vroue bid hier, vorige bladsy, 9 uur die oggend, dieselfde storie, bring iemand saam as jy kan. Knyp die tyd af, party mense kom net gou vir daai uur, skuif die lunch of die middagete vir daai tyd en dan kom woord jy dit by. Power hour Woensdag aand 6 uur. As jy gestig wil wees vir die week, midweek pitkos, battery herlaai, wat ook al jy dit doen, kom maak dit draai. Vrydag aand die jeug, kom laai die kinders af, sê van die vat, iemand het gesê, sê van die vat hulle uit vir 'n milkshake. En as jy hier voor stop, dan laat jy uit en sê met die kerk, en sluit jy vinnig die deur, dan ry jy, hier is iemand wat hulle gaan vat en met hulle gaan werk, 7 uur Vrydag aand, 15de Maart, om 9 uur die oggend, pastoor Steven Carlson, al die pad van Klerksdorp af, dit beloof om 'n geseënde tyd te wees, is die Goue Gerwe se diens, daar's spoedverkope na die tyd, nooi iemand saam en kom woon dit by, Paasnaweek dienste, donderdag 2 April, net die aand 6 uur Vrydagoggend,
9:00 en dan opstandingsoggend, Sondagoggend 9:00, daar's geen aanddiens nie. Die 22ste Maart is gesinsdiens. Ons nooi uit, bring die kinders, so al voel jy nie so nie, wat bring hulle saam, want ons weet, daar waar daar eenheid is, gaan die Here sy gees uitstort, loof die naam van die Here. Jy sluit die oë, dan open ek net vir ons. Dierbare Vader, baie dankie Here vir die geleentheid wat ons het om hier te kan wees. Dankie dat ons lof en eer en aanbidding vir U kan bring. Dankie dat ons weet dat U hier is in die volheid. Dankie dat ons in eenheid U naam kan groot maak. Seën die prediker vanaand, Here, die woord wat sal uitgaan, dat dit op goeie grond sal val en veel vrug sal dra. En dankie Here, dat ons weet die woord die keer nooit weer tot U terug. U seën elke koortjie, elke persoon wat U is. Ons gee U die lof en die eer en die aanbidding en ons sê vir U baie, baie dankie in Jesus naam. Amen. U kan die offergawe en die tiende in die hande kry, die wat nie vanoggend dalk hier was nie. Die hofmeesters gaan julle omloop vanaand, ons gaan julle weet. Ok, hulle gaan na julle toe kom vanaand. Loof die naam van die Here. U sing hartlik saam, baie dankie. Sien jy kom vra het Vader en wat ek kom doen, ja? Ek het dit goed doen. Want dit is goed en die naam en we sing allerhoogste. Ik voel dat die Here my baie bly gemaak het, en ek voel dat die oh, halleluja, 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 halleluja. Oh,
the Savior. Oh, hallelujah. His heart was full of Calvary. His heart was nails down. His heart was ever.
Dit lyk dalk nie moontlik nie, maar God maak 'n weg vir jou vanaand. Hy is die uitweg vanaand. En daar is geen ander uitweg behalwe die Koning Jesus nie. As ons na hom toe kan gaan en kan neerbuig en sê, Here, hier is ek. Maak vol, Here, dat ek kan oorloop en die wêreld buite kan sien wat in my is. Die wêreld kan sien, hy is 'n geseënde van die Here. Vader, dankie dat ons vanaand hier kan staan in die teenwoordigheid. Dankie, Here, vir die liedere wat kon uitgegaan het, Here. Vader, dankie dat ons kon sing. Ek weet die Here maak 'n weg vir my. Here, ongeag omstandighede, is hier die uitweg en uitkoms van ons elkeen, Here. Vader, seën die woord vanaand. Berg my agter die ruwe kruis, Here, dat ek nie gesien sal word nie, maar in u teenwoordigheid gewaar sal word, Here. En dat sal val op vrugbare grond, Here. Ek eer u vanaand vir die grootheid en die goedheid in die naam van Jesus. Amen. Halleluja. Dit is al lekker om saam met julle te sing. Die Here is goed, die Here is groot. Ek wil vanaand sê nie na my kyk nie, kyk na die Here. Stel hom eerste vanaand, jy gaan teleurgesteld wees as jy na my kyk vanaand, want ek kan jou teleurstel, maar die koning sal jou nooit teleurstel nie. Halleluja. Ek wil die boodskap, as ek dit mag titel vanaand, sê, waaraan hou jy vas? Ek het 'n mooi gedeelte gelees en gehoor van 'n man wat op 'n bootreis was. En tydens hierdie bootreis was daar lekker verrigtinge gewees, van vriende en van mense, en dit het nogal jolig gegaan op hierdie skip. En oorste op hierdie skip is langs die reëlings waarskuwings pas op gevaar. En soos die dag aangaan, het hierdie persoon te naby aan hierdie reëlings gekom en het oorboord geval. En soos hy oorboord val, skree hy en waai met sy hande, maar niemand hoor hom nie, want op die boot was die genietinge van die wêreld en die dinge daar heeltemal te veel, hulle het nie aggeslaan oor 'n persoon wat weggeraak het. Terwyl hierdie persoon in hierdie water dryf en hy spartel, die golwe slaan oor hom, hy kry nie asem nie, hy weet nie wat gaan gebeur nie, gaan hy ooit hier uitkom nie. Terwyl hy so in die water op en afgaan, sien hy 'n groot donker gedeelte in die water. En terwyl hy sien, besluit hy, maar ek gaan na hierdie donker gedeelte swem, want dit lyk of daar iets is in die water. Maar die water oordonder hom verskriklik, hy sukkel om te swem en te sien. Maar hy swem in die rigting van hierdie donker gedeelte. En soos hy al nader kom, toe sien hy, maar hierdie is 'n rots in die see. En soos hy dit sien, swem hy al hoe vinniger, want dit maak hom bly. En terwyl hy swem, en hy by hierdie rots aankom, hou hy vas aan hierdie rots. En toe hy aan hierdie rots vashou, toe voel hy maar, ek word nie meer deur die water rondgeslinger nie. Want ek hou aan iets stewigs vas. En terwyl hy so vashou, al wat deur sy gedagte gaan, ek is nou nie meer bang nie, maar wie gaan my ooit kom kry, hier waar ek aan hierdie rots is? Hoe lang gaan ek kan vashou aan hierdie rots? En terwyl hy so aan hierdie rots vashou, begin die mense op die skip navraag doen onder mekaar. Ek gaan sommer my naam gebruik, waar steeds? En hulle kyk al die plekke deur, al die eetplekke, die dansplekke, al die plekke waar hulle kan kyk, maar niemand kry verteens nie. En hulle praat onder mekaar en hulle sê, Gerrit gesê teens was teen daai reëlings gewees, en hy moes daar oorgeval het. En net daar besluit die kaptein, maar hulle sal omdraai om na hierdie man te gaan soek. En daar was 'n redelike tyd gewees, en op 'n stadium toe sien hulle ook hierdie rots in die water, en hulle ry toe na die rots toe, met die wete of met
die insien, daar kan moontlik iets wees. En terwyl hulle aangery kom, sien hulle maar hier, hang hierdie man aan hierdie rots. En hulle sê die lewensreën mense uit en hulle gaan red hierdie man. En toe hy op die boot kom, en dit is wat elkeen van ons maar seker sal doen. Die eerste vraag is, was jy bang geweest? Ja. Nou ja, as jy in water geval het, veral in die see, en jy word rondgeswaai en gedobber, dan gaan jy bang wees. En hy sê, ja, ek was baie bang. Hy sê, maar toe kry ek hierdie rots, en toe ek aan hierdie rots vashou, is ek nie meer bang nie. My vraag is vir jou, aan jou vanaand is, waarom hou jy vas? So vaar ons as mens in stil, rustige water, mooi uitsigte. Ander male beland ons in stormwater, waar ons deur die water rondgeslinger word, en ons kan skaars kom op water. Maar Jesaja 43 sê, dan gaan jy deur 'n rivier en die water met sy nie oorstroom nie. Dan gaan jy deur die rivier, dit sal jou nie skroei nie. En dis die koning waar ek en jy kan vashou vanaand. So my vraag is vir jou, aan jou vanaand. In die werklike lewe, hou jy vas net aan hom of aan omstandighede wanneer dit sleg gaan? Of hou ek en jy vas wanneer dit goed gaan, ook aan die rots? Want jy sien, dit is jou behoud vanaand, dit is my behoud vanaand. As ons kan vashou aan die rots ten alle tye, wanneer dit goed gaan, wanneer dit sleg gaan. Want Jesus, die rots, wankel nie. Amen. Hy kan jou nie laat wankel nie. Jy kan nie moedeloos word nie. Ja, ons mens gaan moedeloos word deur omstandighede. Maar as jy vashou aan die rots Jesus, dan sê hy vir jou, ek sal jou nie begewe of verlaat nie. Ek sal jou vashou deur elke omstandigheid. Kom ek en jy verklaar vanaand, ons hou aan hierdie rots vas. Die rots Jesus. En dis jou en my behoud vanaand. Dus hierdie ou wat rondgeslinger was in die water, en het 'n rots gekry, kon hy vashou aan iets stewig. Hy is een wat nie kan wankel nie. Ja, die vyand gaan jou aanval om jou te laat wankel, maar hou vas vanaand. So waaraan hou jy vas? Ja, die tema maak dit juist vanaand, want baie van ons hou vas aan omstandighede. Baie van ons hou vas aan probleme. Baie van ons hou vas net in sekere tye aan ons omstandighede of aan die rots Jesus. Waaraan hou jy vas en wanneer hou jy vas aan die rots Jesus? Ja, ons is te geneig om te sê, maar die omstandighede is te groot. Die omstandighede weet jy nie van my nie. Jy ken nie my omstandighede vanaand nie. Ek gaan deur dalk 'n storm, jy weet nie. Ons door ander gaan deur 'n storm vanaand, waar jy hier sit, jy weet dit nie. Door Gerard gaan deur 'n storm vanaand. So kan elkeen wat hier sit vanaand jou naam plaas en sê, ek het 'n storm vanaand. En ek vra vir jou, waaraan hou jy vas? Hou jy vas in omstandighede? Kyk jy na die omstandighede wat te groot raak as wat die rots Jesus is. Want jy sien soms wat die vyand hê, ons moet kyk na die omstandighede dat dit groter word. Daar is nie vanaand 'n te klein of 'n te groot krisis nie. Elke krisis wat ons het 'n probleem. So jy kan 'n klein krisis hê, so jy het 'n klein probleem. Jy het 'n groot krisis, jy het 'n groot probleem. Maar steeds, die krisis wat jy het, is die vraag, waar nou ek en jy vas? Is ons steeds bereid om te sê, ek sal nie laat gaan aan die rots Jesus nie. In 1 Samuel 17 lees ons van Dawid, 'n geskiedenis waar hy 'n skaapwagter skaap oppas vir sy pa en sy vader roep hom en sê, gaan na jou broers toe en gaan verneem hoe gaan dit met hulle. En hierdie seun van kos vir sy broers op die slagveld. Sien, ek en jy sit vanaand in 'n slagveld. Kraaie het vir Elia kos gevat. As jy jou
krisis is in jou oorlog vanaand. Wie bring vir jou voedsel? Kry jy voedsel deur die woord van God? Of soek jy voedsel op 'n ander plek? Want jou behoud is om vas te hou aan die woord wat ewige voedsel is. En terwyl Dawid stap en hy gaan om na sy broers te verneem en in die slagveld nader, hoor hy die baasvegter van die Filistyne skree en daag die slagorde van God uit. En almal hardloop weg, almal kruip weg tydens hierdie geval. Want almal is bang vir hierdie groot man. Dawid in vers 26 sê, wie is hierdie onbesnede Filistyn wat die slagorde van God uitdaag? Die klein seun staan en sê, wie is die man wat God uitdaag? Jy sien, Dawid het nie gekyk na die omstandighede en die grootheid. Dawid het gekyk na die persoon wat agter hom staan, wat sy hoede bedek en wat hom elke dag lei deur sy omstandighede. Want Dawid verklaar, wie is die man? En almal wat daar is, sy broer sê, jy kan nie teen hierdie man gaan veg nie, jy moet nie vra nie. Want hierdie is 'n reus. Hy ken van oorlog maak. En almal is bang. Almal wil nie teen hom gaan veg. Niemand wil teen hom gaan veg, en dit so stel. Want almal kruip weg. En terwyl hulle wegkruip, sê Dawid, maar ek sal gaan. Jy sien, want Dawid het geweet in wie hy glo. Dawid het geweet in wie hy kan vertrou. En terwyl hy sê, maar ek gaan teen hierdie ou veg, keer almal om en sê, maar jy kan nie teen hierdie man gaan veg nie. Jy is te klein. Selfs koning Saul. Nou koning Saul, ek gaan nou 'n eenvoudige voorbeeld gebruik. Pastoor, wie nie net hier kom staan. Ek is koning Saul, wat die woord sê, hy was kop en skouers groter as die hele volk. Dis nou net 'n eenvoudige voorbeeld. Hier is ek kop en skouers groter, so. Dit is hoe groot Saul was, teen al die manskappe onder hom. Dankie, pastoor. Dis hoe hy groot hy was. En selfs Saul was bang geweest om teen hierdie baasvegter te gaan veg. Maar Dawid het nie gekyk na die groot, as baie oors in hierdie groot probleem nie, en hierdie groot persoon nie. Dawid het gekyk na die eenvoudige mens, nie eenvoudige God nie, maar hy is as mens wat eenvoudig gemaak is, en sê, die Here het my gelei, as ek die beer verslaan, en die leeu verslaan het, en die skape gesteel het, kan hy my ook hier dra. En steeds keer hulle vir koning, vir Dawid. Hulle trek tot die kleed van koning Saul aan, maar Dawid kan nie eens beweeg nie, want as Dawid so klein is, hy is nog kleiner, as door Gerard die onder gestaan het, kan ek nie sien hoe kan hy beweeg met 'n groot gevegsuitrusting. Jy en ek kan vandag verklaar, ek weet wie ek ken, ek weet in wie ek glo, ek weet aan wie ek vashou. Want dit is jou behoud vanaand, om vas te hou aan die koning van alle konings. Hy is die uitweg, hy is die uitkoms vanaand, want hy kan vir jou die uitkoms gee vanaand. Want, hoekom sê Dawid, wie is hy wat die slagorde van God uitdaag? Ek en jy kan dit ook vanaand sê vir die vyand. Wie is jy, vyand, wat die slagorde van God uitdaag? Want jy sien, ek en jy, wat bloedgewas is, wat jou hart van die Here gee, wil deel van die slagorde van God. Jy is God se slagorde vanaand, om te gaan staan in 'n geveg, en te sê, ek staan nie alleen nie, ek stap saam met koning Jesus, want hy is die een wat my gelei het, hy is die een wat my leer, hy is die een wat my in elke omstandigheid oplig. So hy het verklaar, wie is dit wat God se slagorde uitdaag? Hoekom kan ek en jy vanaand nie opstaan vir jou omstandigheid sê, wie is jy vyand,
wat die slagorde van God uitdaag. Want jy sien die vyand wil jou te neergedruk maak. Hy wil jou laat sit, want as jy opstaan en sê wie is jy, dan het hy nie slaan krag teen jou nie. Want die koning staan saam met jou vanaand in elke omstandigheid. Jy is 'n uitverkore priesterdom en 'n koninklike slag. Ons lees dit in 1 Petrus 2 vers 9. Maar julle, dis ek en jy, is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom, wat julle uit die duisternis geroep het, na wonderbare lig. Halleluja. Die lig Jesus, hy skyn in die donker, en niks kan die lig oorweldig nie. Niks, as dit donker is, en jy sit nie die lig aan, jy kan jy nie mooi sien nie, maar as jy lig aan sit, is daar lig, is daar nuwe krag, is daar nuwe lewe, want lig is lewe, lig gee krag vir elkeen van ons. Kan ek en jy vanaand opstaan teen die aanslae en die aanvalle van die vyand? Kan ons opstaan vanaand en verklaar vyand, jy kan nie die slagorde van God uitdaag nie, want ek is deel van God se slagorde. Ek is deel van sy koninkryk. Ek is deel van hom as 'n priestervolk wat hy my uitverkies het. Ek het uitgekom in die duisternis. Ek staan in die lig Jesus vanaand. Jy sien hoe volstrek jy weier om verder te sit en op te staan dadelik, dan kan die vyand nie oorwinning gee nie. Die vyand kan nie oorwinning kry oor jou of my nie, want jy het die sleutel in jou hand vanaand om te sê, ek staan op, want ek is meer as 'n oorwinnaar deur Christus. Jy is dalk 'n seun vanaand, soos Dawid, maar jy het krag van iemand wat jou krag gee. 'n groter, hoër hand, wat jou oplig vanaand en sê, ek haal jou uit elke omstandigheid, ek haal jou uit, ek lig jou op, want jy is deel van die slagorde. Ek sal nie laat jy onderstaan nie, ek sal nie laat jy vergaan in hierdie oorlog nie. Jy staan nie alleen vanaand in die oorlog nie, ek is met jou, en as 'n leer van engele, wat saam met ons oorlog maak, want jy is nooit alleen nie. Dawid sê, ek vertrou op die een, wat my gehelp het om die weer in die leeuw moet verslaan. Ek vertrou op die een, wat my deurgedra het, in hierdie pad wat ek geloop het tot by hierdie slagveld, tot ek verneem het van 'n Filistyn wat die slagorde uitdaag, en ek kan dit nie toelaat nie. Hoekom wil ek en jy nie vanaand opstaan so Dawid en sê, ek sal nie toelaat dat jy die slagorde uitdaag nie. Ek sal nie toelaat dat jy my verder aanval nie, want ek staan op, soos Dawid het verklaar, ek is meer as 'n oorwinnaar, want hy is die Alfa, hy is die Omega, hy is die begin, hy is die einde, hy is die eerste, hy is die laaste, en geen ander kan dit sê nie, geen vyandsmag kan standhou teen hom, wat dit verklaar het nie. Hoekom kan ek en jy ook verklaar soos Dawid nie? Steeds probeer hulle oorweeg, 2 keer, 3 keer, alles doen hulle dat hy nie moet gaan nie, maar Dawid sê, ek sal gaan, want ek kan nie toelaat, dat hy die slagorde van God uitdaag nie. Jy sien die vyand moet jou aanval. Die vyand moet swaar goed op jou plaas, dat jy nie kan beweeg nie, dat jy kan sit, dat jy moeg raak. Want jy moet vanaand sê, ek is ligvoetig, soos Dawid, ek beweeg soos Dawid, ek is onverskrokke. Jy sien, in Habakuk 3, hier van vers 9 af sê, al sou die vye boom nie bot nie, en daar geen drywe aan die wingerd nie wees nie, al sou daar geen klein vee in die kampe nie wees nie, of beeskraan nie beeste wees nie, nogtans sal ek in die Here jubel. Ek en jy kan vir alle omstandighede sê, nogtans sal ek in die Here jubel en juig. Ek sal opstaan, want jy sien as jy begin juig en jubel in die Here, deur elke omstandigheid, hoe swaar dit ook al gaan, dan word die vyand teruggesit, die vyand word verslaan, deur die koning van alle konings, wat saam met jou en my staan vanaand, in elke omstandigheid. In hierdie omstandigheid, ek het 'n vers, die Here vir my nou gee, in 1 Petrus 4. 1 Petrus 4. Maar as julle beledig word, vers 14, oor die naam van Christus, is julle gelukkig, luister mooi, halleluja, omdat die gees van die heerlikheid en van God op julle rus. Wat hulle betref,
die vyand in die wêreld betref, word hy wel gelaster of beledig, maar wat julle betref, word hy verheerlik. Dit is wat die koning van alle konings vir jou en my doen vanaand, want hy is die Here van die leerskare, hy is die bron van lewe, hy is die bron van krag, hy is die behoud in jou en my lewe vandag. Hy, Dawid, beweeg onverskrokke vir koning Jesus in hierdie omstandighede. Hy stap met 'n herderstas en 'n slingervel na stryd toe. En hy tel 5 klippies op. Ek wil nie iemand mooi vanaand luister. Ek gaan dit verwys na Efesiërs 6, die wapenrusting van God en van vers 14 af. Eerstens, die borswapen van geregtigheid. Klippie nommer 1. Skoene aan die voete vir die bereiding van die evangelie. Klippie nommer 2. Die skild van die geloof. Klip nommer 3. Die helm van verlossing. Klip nommer 4. Die 5de. Die swaard van die Gees, die woord van God. Halleluja. Dawid het nie verniet 5 klippies opgetel nie. Ek stel dit maar net so konteks vanaand. Dawid het nie verniet 5 klippies opgetel nie. Hy het hom bekleed met die borswapen. Hy het hom bekleed as die vyand op hom aanval, sy belangrikste organe is beskerm. Hy het hom bekleed skoene aan sy voete, wat hy kan vlugtig beweeg. Hy kan beweeg in sware omstandighede, maar die stryd swaar is, kon Dawid hardloop, hy kon 'n leeu in hardloop, hy kon 'n beer in hardloop, en hy kon hulle verslaan. Ja, die skild van die geloof. As jy glo vanaand, dan kan God alles jou doen. Is alle dinge moontlik vanaand. Die derde klip, die helm van verlossing, om jou gedagtes te beskerm. Here, beskerm my gedagtes, elke oomblik, waar ek dink, Here, wat ek bid, Here, dat dit altyd wees tot eer en verheerliking van Jesus se naam. Want jou gedagtes is nie jou eie gedagtes nie, dis God se gedagtes. Hy wil jou leer, hy wil jou lei in hierdie geval. En die laaste en die belangrikste, die woord. Hierdie woord van God is die waarheid. Sonder hom kan ons nergens heen gaan nie. Halleluja. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na hom toe, behalwe deur die Seun en deur sy woord nie. Want hy het gesê, van die begin af was hierdie woord, in Johannes 1 sê dit. Van die begin af was die woord, en die woord was God, en hy was by God, en hy was God gewees. En hy sal nooit vergaan nie. Alles sal vergaan, maar sy woord sal altyd bly staan. Daarom kan ek en jy, soos Dawid, nie net vir die 5 klippies opstel nie. Hy het hom bewapen met God se woord. Elke oomblik wat hy daai klippies opgetel het, 1, 2, 3, 4, 5, die sê, Here, ek bewapen my. Here, ek bewapen my, ek bewapen my. Ek en jy kan vanaand vir die vyand sê, ek bewapen my met God se woord vanaand. Ek bewapen my vanaand met God se teenwoordigheid, met sy helm van verlossing, met sy skild van die geloof, want die borswapen wat my beskerm vanaand teen elke pyl en aanval van die vyand. Daarom kan ek nie gaan stil sit nie. Eerstens, die Filistyn Goliat, toe hy na hom toe aangestap kom, kruip hy vir Dawid uit as 'n hond, dat hy met 'n stok na hom toe kom. Halleluja, luister mooi. Die stok is die toonbeeld van Christus. Die staf is die toonbeeld van Christus. Die goeie herder wat sy lewe afgelê het vir sy skape. Psalm 23:4 sê, U stok en U staf, U vertroos my. Hy is 'n herderstaf waar hy sy skape mee lei en leer. Micha 7 vers 14 sê so mooi, wy vol met die staf, die kudde wat die erfdeel is. Jy sien ek en jy word met die stok gelei deur Jesus. Ons het nader getrek, jy dwaal daar af en hy trek jou nader aan die hakskeen. Hy trek jou dan nader om die arm en sê, span nader, my kind, jy wyk te ver af. Daarom is dit belangrik dat hierdie stok, die staf, wat die vyand sien, wat Goliat na verwys, is sy oorwinning. Want hy weet nie in wie Dawid glo nie. Hy weet nie in wie Dawid vertrou nie. Want dit is Dawid se beskerming. Hy dwaal nie af van koning Jesus af nie, want hy weet wie hom lei en leer in elke omstandigheid. Verder vervloek hy vir Dawid by sy gode. Sien, die duiwel sal jou verneder.
Die sê, die duiwel sal jou sleg maak. Al gaan dit hoe goed. Baie geneig kinders van die Here. Ek gaan sommer vir my gebruik. Sy leef naby die Here. Dan is ek gou om te sê, sy dink sy weet meer as ek. Sy is heilig. Hoekom dink sy is heiliger as iemand anders in die kerk? Terwyl ek het stil staan by haar, sê Here, die teenwoordigheid van die Heilige Gees in haar lewe, Here wil ek in my lewe hê. Here, en ek soek meer as daai teenwoordigheid wat in haar lewe is, Here, sodat ek kan blink en uitstaan soos sy uitstaan. Maar is gou om te sê, sy dink sy leef heiliger as ons. Jy sien, pas op wat jy sê, dat jy jouself nie benadeel nie. Want jy gaan sien, die vyand het homself benadeel nie. Die vyand het vir Dawid gesê, ek gaan jou vlees vir die voëls gee en die diere van die veld. Dawid verklaar, ek kom na jou in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagorde van Israel, wat jy uitdaag. En as jy na 1 Samuel 17:46 kyk, dan sien jy wat het Dawid gesê, dat die vyand vir hom probeer sê. Sê Dawid, vandag sal die Here jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan, en jou hoof van jou wegneem. En die leier, luister mooi, van die leer van die Filistyne, vandag aan die voëls van die hemel, en die diere van die aarde kan gee, sodat die hele aarde kan weet, dat Israel 'n God het. Halleluja. Jy sien, die vyand praat net met sy mond. Dawid verklaar die woord. Wat gaan ek met jou doen? En met die leers. Want vers 47 sê so mooi. Dan sal die hele menigte moet erken dat die Here nie deur swaard of spies verlos nie, van die strydwoord in die Here. Halleluja. Want jy sien, as die swaard die Filistyne verslaan het die Israeliete staat gemaak op hulle eie krag en gesê, maar ons het dit gedoen, ons het oorwin. Kom ek en jy doen nie vanaand dieselfde nie. Sê Here, deur u woord en deur u leiding en deur u krag, Here, sal ek oorwin, want ek is meer as 'n oorwinnaar deur Christus wat my eerste liefgehad het, wat my eerste geken het, wat my raak gesien het. Jy is 'n uitverkorene en jy is deel van die slagorde van God. Kom vanaand, staan op, moenie die vyand verder nie laat sit nie. Verklaar vanaand aan die vyand, wie is jy vyand, wat die slagorde van God uitdaag. Jy sien, ek en jy kan verklaar, genoeg is genoeg. Want koning Dawid sê in Psalm 18, sê hy, met my God spring ek oor 'n muur, met my God loop ek 'n bende storm. Deur al sy omstandighede wat Dawid deurgegaan het. Ja, Dawid was nie altyd reg nie. Dawid het verkeerd gehandel, maar steeds het hy verklaar, die woord van God is my behou. Die woord van God is my toevlug en my sterkte en my krag. En jy en ek is meer as oorwinnaars deur Christus wat ons liefhet. Daarom is ek en jy nie alleen vanaand nie. Staan op. Moenie vashou aan dinge wat jou terughou of wat moeilik maak van jou nie. Verklaar vanaand vir die vyand, wie is jy vyand? Dat die slagorde van God uitdaag. Jy is deel van sy slagorde vanaand. Arina, wil jy nie vir ons speel nie asseblief? Ek weet nie wat hy lief vir my speel. He is the master of the wind. He is the maker of the rain. He can calm the storms, make the sun shine again. He is the master of the wind. Wie is jou meester vanaand in jou storm? Wie is jou meester vanaand in jou wind, wat teen jou aangedrywe kom? Die storms van die lewe, wat jou wil vernietig. Die vyand se aanslag, wat jou wil vernietig. Wil jy nie vanaand verklaar, U is my meester van die wind. U is die een wat die reën vorm. U is die een, as ons kan uitroep na U, is U daar om te antwoord. Hoekom wil jy langer vashou aan omstandighede en die swaar kry wat die vyand jou in plaas vanaand? Staan op vanaand en sê, Here, ek sal nie verder sit nie.
Ek gaan nie verder in die vyand my terughou nie. Ek maak soos Dawid en verklaar, wie daag sy slagorde uit, want ek weet, u stap saam my vanaand. U beweeg saam my in elke omstandigheid, want ek hou vas aan u. Waarom hou jy vas is die woord vanaand? Dat jy so maklik aan ons omstandighede en aan nietighede vashou, wat ons aftrek. Kom vanaand en staan op en sê, Here, ek is meer as 'n oorwinnaar. Here, ek is verlos deur die bloed van Jesus. Ek is vrygekoop deur die bloed van Jesus, want hy is my oorwinning. Halleluja. He's the master of the wind. He's the maker of the rain. He can calm the storms, make the sun shine again. I know the master of the wind. I know the master of the wind. I know the maker of the rain. He can calm the storms, make the sun shine again. I know the master of the wind. Die woord het duidelik uitgegaan, waarin hou jy vas? Terwyl ek daar sit, kom die Here en hy praat met my en hy sê dat ons ook nodig het om vanaand ons saak reg te maak. En as jy vanaand hier is, jy sê ek is deur die wind geslaan, ek is deur die wind gegooi, ek is deur die storm gegooi. Kom ons hou ons oë toe. En jy voel, Here, ek wil graag my lewe in orde kry. Ek wil U ken, Here, in die storm, ek wil U ken in die dale, ek wil ken waar U is. As jy vanaand daar met persoon is, wil jy net jou hand opsteek, gaan hy saam met jou bid. Jy is deur baie in die lewe, jy is van alle kante toe gegooi, maar God sien jou raak vanaand. Amen. Is daar een persoon, as jy bid vir my, ag, dankie Osie, dankie Sakma, dankie Sakma. Ag Here, U het al die hande gesien. Dit bring my by die liedjie wat sê, only believe, all things are possible. En ek sê dankie dat U vanaand bemoeienis maak met een en elkeen wat hulle hande opgesteek het, Here, en ek bid dat U in hulle harte sal inkom, dat hulle sal weet, Here, die storm, die probleem, die tekort, die stikken, Here, kan U nie keer om hulle lewens te oorweldig. Ek bid die Heilige Gees, dat U na elkeen sal beweeg, dat hulle lewens oopmaak voor die troon van God, want U alleen is meester. Ons eer U Heilige Meester. Amen en amen. Kom ons staan op, dan sing ons dit saam. Amen. I know the master of the wind. I know the maker of the rain. He can calm the storms, make the sun shine again. I know the master of the wind. Come on, sing that song. I know the master of the wind. I know the maker of the rain. He can calm the storms, make the sun shine again. I know the master of the wind. Come on, sing it, don't give your song.
of the wind. Ek wil hê met jou hand op die ou langs jou sit. En dan gaan jy vir hom dit sing vanaand, I know the master of the wind. Ek weet nie die storm waardeur jy gaan nie. Ek weet nie wat is jou versigtiging. Ek weet nie dat God vanaand in jou situasie kom om jou te oorweldig met die woord om te sê, ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat. Kom ons sing dit vir die ou langs jou. Amen. I know the master of the wind. I know the maker of the rain. He can calm the storms, make the sun shine again. I know the master of the wind. Sing that song. I know the master of the wind. I know the maker of the rain. He can calm the storms, make the sun shine again. I know the master of the wind. Sing his song. I know the master of the wind. I know the maker of the wind. He can calm the storms, make the sun shine again. I know the master of the wind. He can calm the storms, make the sun shine again. I know the master of the wind. Sing it ook een keer. He can calm the storms, make the sun shine again. I know the master of the wind. Vader, waar ons teen die einde van hierdie diens gekom het ons verklaar, Here, dat ons weet wie U is. Here, U gaan ons nie halfpad kry nie, U gaan ons kry. U gaan ons nie halfpad los nie, U gaan ons kry. U gaan ons oplig, Here, bo ons omstandighede. Here, terwyl ons so spoeg en spartel met respek en elkeen sy eie rigting ingaan en elkeen sy eie gedagte, kom die woord, Here, vanaand deur hierdie koortjie wat sê, I know the master. Here, daar is 'n liedjie wat John Staan sing wat sê, then I met the master. En ek weet vanaand, Heilige Gees, dat U stil staan by manne en vroue, seuns en dogters, en elkeen 'n hart oopmaak wat sê, dankie, Here, dat U my raak sien. Ek bid, Here, waar ons hierdie week ingaan, dat ons nooit terug sal kyk en sê wat, maar dat ons vorentoe kyk en sê, dankie, Here, dat U ons dra. Seën elkeen, mag die guns en die genade en die vrede en die seën van God op elkeen rus, in Jesus kosbare heilige naam. Amen en amen. Kan ons die Here lof gee? Dis lekker om bietjie terug te wees en dankie dat ek kon bietjie uitrus dat julle my geleentheid gegee het. Ons gaan nou saal toe gaan, ons gaan die Here eer daar met 'n koppie koffie. Ons mag dit mos doen, né? Ek wil sê, toe ons by die konferensie was, ons door André, het ons nie tekort gehad nie, ons het baie gekry. En dit is hoekom hy nie kos geëet het by die huis, as hy by die huis gekom het nie. Hy het baie gekry daar aan die kant. Maar ek wil vir julle sê, kom ons gaan drink 'n koppie koffie. Ons bemoedig mekaar, en as jy iemand nie ken nie, nooi hom jy saam en gaan praat jy met hom of haar, want elkeen is kosbaar. Halleluja. Mag die Here u seën, goedheid en guns saam met u. Amen.